is vir my lekker om vanoggend 'n bietjie voor julle 'n ranties rusbank te doen. Gewoonlik doen ek dit as niemand in die saal is nie. So dis my baie lekker om vanoggend bietjie met almal van julle hier ook met 'n paar kinders te kan praat. So Mieke sit daar heel aan die regterkant, dan Carla, Simonay en dan Lian en Marnel. Dankie dat julle vanoggend bietjie met my gesels. So wat ons gaan doen is ek gaan by Mieke begin as jy nie sommer vir haar die mikrofoon wil gee nie. Nou Mieke het op die 8de Februarie in die Midmarmyl geswem, Carla ook. En dit is ek weet nie of julle weet wat dit is nie, die Midmarmyl is 'n swemkompetisie in 'n oop dam. Die afstand wat hulle swem is 1 myl, so dis 1,6 kilometer. Nou ek weet nie wie van julle het al probeer swem of die lengte van 'n swembad probeer swem het nie. 1,6 kilometer in die water is nie maklik nie. En julle ouens het ongelooflik gedoen. Mieke, as ek reg lees hierso, het jy laas jaar die Midmar geswem in 40 minute. En het jy 529ste gekom. En hierdie jaar het jy jou tyd met 11 minute verbeter. En as jy het klaar gemaak in 29 minute en 48 sekondes. En het jy 108ste geëindig uit 1200 mense. Ja, meneer. Dis ongelooflik. Dit sluit almal in wat geswem het. So nou moet julle verstaan, daar's mans en vrouens wat dit ook doen, hè. En sy het 108ste geëindig uit al daai mense uit. Mieke, dis ongelooflik. Baie geluk. Dankie. Ons is baie trots op jou. Sê gou 'n bietjie vir my, waar het die liefde vir swem gekom? Meneer, so dit het begin toe swem net gekom het by die skool, toe probeer ek dit en ja, toe maak ek span. Van daar af het dit net ontwikkel. Ja, meneer. So, hoeveel kere 'n week oefen jy? Meneer, ek oefen 3 tot 5 keer 'n week vir 'n uur. Vir 'n uur. En dan in daai tyd is dit seker maar baie ver op ons swem, né? Ja, meneer. Dis ongelooflik. Sê gou 'n bietjie vir my, Mieke, wat is jou droom? Wat sou jy graag eendag wil doen? Meneer, ek wil soos verder gaan met my swem, soos Okay, Olimpiese spele dalk. ja, meneer. Dis ongelooflik. Ek vra altyd vir al die kinders wat op hierdie bank sit en dit is my belangrik dat ons moet weet na wie hulle opkyk. So ek vra altyd, wie is die persoon wat jy die meeste na opkyk? Wie is jou rolmodel? Tatiana Smit of Summer McIntosh. Albei swemmers. Ja, meneer. En Tatiana is Suid-Afrika se beste swemmer, nie wat al weet nie hoeveel goue medaljes by die Olimpiese spele gewen het nie, nê. Ja, meneer. Dis lekker om na sulke mense op te kyk. Mieke, baie geluk. Dis vir ons lekker dat ons sulke ongelooflike goeie swemmers by die skool het en ek wens vir jou alle sterkte toe vir die toekoms, hoor. Dankie, meneer. Dan Carla het as ek reg lees, Carla die 7de en die 8de Februarie geswem. En jy het dit voltooi in 37 minute en 17 sekondes. Jy eindig 367ste uit 1213 swemmers. Ongelooflik. So wanneer het jy begin swem? Selfde tyd. So ek dink dat die skool nie as die skool nie die swem ingebring het nie, dan sou julle nie eers geswem het nie. Ja, meneer. So ons is baie dankbaar dat die skoolsport van swem nou deel is van ons. Sê gou vir my, wat is die resep? Wat is die geheim om so ver te kan swem? Hoe kry mens dit reg? Jy moet net deursettingsvermoë hê om elke dag te kan swem. Daai is vir my baie mooi woord. Ek weet nie of julle gehoor het wat hy gesê het nie. Sy het gesê deursettingsvermoë. Dit is een van die grootste geheime vir enige iemand wat suksesvol wil wees is deursettingsvermoë. So baie geluk. En ek wil graag vir jou ook vra, wie is jou rolmodel? Tatiana Smit. Sally een. Ja. Ja. Sy is ongelooflik. Karla, ek wens vir jou ook net alle sterkte toe. Dankie, Baie meneer. geluk weer eens. Simonay, nou Simonay, jy is die redenaar hier ons en jy het deelgeneem aan die semifinaal Ja, meneer. waar jy tweede plek gekry het uit 75 deelnemers. En as ek reg is dit oor die hele Gauteng, né? Ja, meneer. Dis ongelooflik. En 97% behalwe vir jou toespraak. Dis baie goed. Sê gou 'n bietjie vir my, waaroor het jy gesels? Wat het jou toespraak oor gegaan? So dit het oor gegaan, kinders moet al van graad 5 af toegelaat word om YouTube entrepreneurs te wees. En wat beteken Dit beteken dat ons kan op YouTube wees en ons moet onsself kan daarop wees. So YouTube basies gebruik om geld mee te maak? Ja, meneer. Baie interessant. So wie is die persoon wat jou afrig en wat was jou geheim geweest om so goed te kon praat? So meneer, my ouma rig my af en ek sou sê die geheim is om net hard te werk en altyd jou deel in te bring. Ek stem 100% saam met jou. Om voor mense te praat is nooit maklik nie. En dit nie enige iemand kan dit doen nie. So ek wil graag by jou weet, wie is die persoon na wie jy opkyk wat vir jou 'n rolmodel is?
Meneer, ek het nie raar. Nie enige iemand spesifiek nie. Dis ook alright. Daar gaan enige iemand op jou pad kom wat jy gaan sê ek wil soos daai persoon wees. Maar Simonay, baie geluk en ons is Dankie, baie meneer. trots op jou en ek het gehoor daar's 'n moontlikheid dat jy dalk na die landsfinaal toe kan gaan. So ons hou styf duime vas en ons hoop jy sal daarby uitkom, hoor. Dankie meneer. Baie geluk. En dan Lian. Nou Lian is gekies vir die onder 13A Eastern Touch rugby span. En julle het nou getoer en teen Natal en die WP en Noordwes provinsies gespeel. En as ek nou reg lees, hierso speel jy op die oomblik in 'n hoërskoolliga saam met onder 15 seuns. Dis ongelooflik. En hoe Lian sê 'n bietjie vir my, hoe kan ons dit kry dat ander seuns ook by touch rugby betrokke raak? Waar het jy begin met dit? Dit ek net gaan probeer vir die van en toe maak ek span en toe hierdie jaar toe maak ons weer span. Ongelooflik. En as jy nou saam met hoërskoolseuns speel, is daar enige ander laerskoolseuns wat saam met julle speel of is jy die enigste een? Meneer, ek was die enigste een gewees laas jaar, maar hierdie Okay. jaar is daar ander kinders wat saam speel. So wat is die verskil tussen, ons weet nou wat gewone rugby is, hoe werk touch rugby? Verduidelik bietjie vir ons wat gebeur daar. Meneer, dis amper dieselfde meneer, maar daar's net 6 spelers op die veld en as jy 6 keer getouch word, dan is dit anders span se Dan bal. draai jy om. En hoe lank speel julle aan 'n helfte? Ek dink dit was 20 minute. Okay, so dis redelik lank nog steeds. Ja meneer, En die droom? Wat so droom het jy? Waar wil jy eendag gaan met dit? ek weet nog nie meneer. Ek weet, ek rig 'n dogter af wat by my atletiek oefen wat in Alberton hoor is en sy het laas jaar haar Springbok klere gekry vir touch rugby en sy het in Ierland gaan speel. So ek dink dis dalk miskien 'n droom vir jou. Daar kan dit gebeur nog. Lian, so ek vra altyd en ek gaan vir jou ook vra, wie is jou rolmodel? Meneer Cheslin Colby. Cheslin Colby, ja, nee, ons almal weet hoekom. Want ek dink jy beweeg soos wat hy beweeg. So Lian, baie geluk. Baie sterkte. Dankie En meneer. ons hou duime vas, hopelik sal jy eendag daai Springbok baadjie kan dra, hoor. Dankie meneer. En dan Marnel, nou ek dink almal weet Marnel gaan 'n paar mense seermaak op 'n golfbaan, nê? Nee? Ek het nou eendag saam met jou pa gespeel en toe sê hy vir my hoe goed jy doen en Marnel, jy's gekies vir die onder 19 IPT span. Ja meneer. Dis ongelooflik om saam met ou girls te speel wat soveel ouer is as jy. En julle neem op die 18de tot die 20ste Julie aan 'n golfkompetisie deel by Serengeti Golfbaan. So ek het dit al vir jou gevra, maar ek gaan jou weer vra. Hoe lank speel jy al golf? Meneer, ek het al begin oefen by Bemrendam, almal by die skool ken hom as oom Golf, al van graad 00 af by Rakkers. En ek dink as jy gaan kyk na die beste golfspelers in die wêreld, is daai die grootste geheim, hoe vroeër jy begin, hè? Ja meneer. En nou het ek al gehoor jy kan 'n bal nogal redelik ver slaan. So sê vir my 'n bietjie, wat is jou verste dryf? Meneer, ek dink dis 200 plus. Jop. Nee, daai is ver hoor. Dis uitstekend. En die droom Marnel, wat wil jy eendag graag bereik? Ek wil in Amerika gaan swat Okay. vir golf en dan wil ek vir 'n lewe golf speel. En ek weet die vroue golfers deesdae verdien amper net soveel geld soos die mans. So jy kan 'n ongelooflike loopbaan maak met dit. So ek gaan vir jou styf duime vas. Okay, Marnel, die laaste vraag wat ek vir jou wil vra is, wie's jou rolmodel? My ouers, my pa en Rory McIlroy. Nou Rory weet ons almal, een van die beste golfspelers wat op die oomblik op die aarde is. Hy het nou hierdie jaar weer die Masters toernooi gewen in Amerika. Ek dink dit is 'n uitstekende rolmodel. En ek moet sê, as ek na jou pa luister en hoe baie tyd hy spandeer om jou te help en jou te wys hoe dit gedoen moet word, het jy die regte mense aan jou kant. So Marnel, baie sterkte. Ek glo jy gaan nog baie sukses behaal en almal van julle. Dis lekker om sulke kinders te hê wat so hard werk en soveel tyd spandeer aan iets waarvoor hulle lief is. Mag julle almal net groot sukses behaal. Hoor, dit was lekker om vanoggend met julle te gesels. Dankie meneer. Alright.